Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Sou sy kruisdood vir die sonde beteken, dat ons nooit weer sonde sou doen nie? Nee, stellig nie. Ons word maar dikwels versoek deur die bose om te sondig. Daarom leer Christus ons in Matteus 6 om te bid: vergeef ons ons skulde, verlos ons van die bose. Sonde behaag God nie. Dit bedroef die Heilige Gees. Daarom vra ons vergifnis van sonde in gebed. Om al ons sonde saam te bondel onder een sambreel sonder om dit te identifiseer, is maar baie vaag. Dit beweeg nie die hart tot ware berou nie. Wanneer jy vir vergifnis vra, konfronteer elke sonde. Noem dit by die naam. En jy sal ontdek hoe dit Christus se bloed jou gewete weer skoon was. Jy sal ook weer nuwe vrede in jou hart ervaar en met groter vrymoedigheid kan bid. Maar verkry nie net vergifnis van sonde nie. Lê daardie sonde ook af. Hebreërs 12 vers 1 sê: laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Noem daardie sonde by die naam en sê: Here, ek lê dit vandag af. Belyde sonde word aan die lig gebring, Jesus se lig. En Jesus se lig is 'n genadevolle lig. En Jesus se lig is 'n kragtige lig. Uit sy teenwoordigheid vloei daar krag, heerlike krag, om nie net vergifnis te bring vir jou nie, maar jou ook te verlos van die houvas van sonde. Hebreërs 5 vers 15 sê: ons het 'n hoëpriester wat medelee het met ons swakhede. Hy's bereid om jou elke sonde te vergewe, jou gewete te reinig en die mag van daardie sonde oor jou lewe te verbreek. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U medelee het met ons swakhede en ons die sonde vergewe. Ons lê sondes af en vra, Here, verbreek die houvas wat sonde mag hê op elkeen wat nou vra vir vergifnis. In Jesus naam bid ons dit en ons sê dankie, Here. Amen.